Vriende, baie welkom by nog 'n episode van die Solidariteit Wêreld hier saam met my en Dr. Dirk Herman, bestuurshoof van Solidariteit. Daar is elke week soveel om oor te gesels. Dirk, ons begin eintlik weer so 'n bietjie hierdie week met internasionale kwessies. En ek dink dit is belangrik om te erken hoe belangrik dit is. En ek dink ons gaan vandag 'n bietjie tyd wy daaraan ook, want ek dink nie almal verstaan altyd hoekom Suid-Afrika se internasionale verhoudinge eintlik so belangrik is nie. Maar ons sien nou al vir weke lank dat hierdie verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika verswak. Amper elke week nog ietsie wat bykom. Ons lees oor die naweek, afgelope naweek byvoorbeeld oor ook militêre samewerking tussen Suid-Afrika en Amerika wat nou skibreek lê, maar die ANC het nou vergader, het hulle nasionale uitvoerende komitee vergadering gehou en hulle sê nee, hulle werk aan hierdie verhouding en hulle gaan met ons ook praat. Dis reg, Jaco. Kyk, ek dink mense onderskat baie keer hoe groot die Amerikaanse invloed is. Kyk, is 'n magtige ekonomie. Dit is ons belangrikste handelsvennoot, nie ons grootste nie, maar by ver ons belangrikste handelsvennoot. So dit raak ons almal en binne solidariteitsomgewing en die solidariteit wêreld waar dit gaan oor mense wat werk en mense wat sake doen en besigheid doen, het dit 'n reuse invloed op gewone mense wat werk. As ek so sommer net in die algemeen praat, dan hoor ek hier is iemand wat geraak kan word en daar is iemand wat geraak kan word. So dit is regtig groot en daarom moet ons dit verreken en daarom moet ons vandag bietjie meer tyd daaraan spandeer. Aan die een kant omdat dit 'n buitelandse kwessie is, maar aan die ander kant omdat dit 'n Suid-Afrikaanse kwessie is. Ja. Nou die ANC het gesit die naweek, hulle nasionale uitvoerende komitee. Presies wat daar gesê is mense nie heeltemal seker nie, maar wat wel mense kan hoor is daar's ietsie van 'n groter kommer. Daar was tot dusver absoluut geen realiteitsbesef nie. Ek dink binne hulle ideologie is dit of vir hulle verskriklik moeilik om dit te hanteer en te verwerk, maar daar was nie 'n realiteitsbesef nie. Inteendeel, hulle het kliphard opgetree. Die krisis is veroorsaak deur roekeloosheid van die ANC en 'n roekelose internasionale beleid. Maar die krisis word nie opgelos nie, ook as gevolg van hulle roekeloosheid. Ja. En tog was daar iets wat anders was die afgelope tyd. En ek dink daar is 'n besef. Ek het byvoorbeeld met iemand by Kusatu gepraat en die persoon by Kusatu het vir my gesê, hulle is die bewus van hoeveel poste kan verlore gaan. En interessant is dat Kusatu, wat waarskynlik nog meer links is in ideologie as die ANC, het die bewustheid uit 'n pragmatiese oogpunt van hoeveel van hulle lede hulle werk kan verloor. Ons maak vir byvoorbeeld nou 'n sommetjie en binnekort sal ons dit hier op hierdie program ook kan bespreek, is hoeveel Kusatu-lede hulle werk gaan verloor as Suid-Afrika uit AGOA geskop word. So daar is 'n groter bewustheid daarvan. Ons het dit hierdie naweek gesien. Tot so 'n mate dat die ANC self sê, maar hulle moet met ons ook weer praat. Onthou, voor ons na Amerika vertrek het ons 'n brief geskryf vir president Ramaphosa en ons het gesê, ons wil met hom in gesprek tree. En hulle het ons geïgnoreer. Ja. Die kinders sal sê hulle het ons gebloedtiek. Ja, nie eers erkenning van ontvangs gegee. So hulle het ons net eenvoudig geïgnoreer en kort daarna het sy woordvoerder gesê, gaan nie met ons praat. Ja. En nou ja, toe het ons Amerika toe gegaan en toe sê hulle, probleme in Suid-Afrika moet in Suid-Afrika opgelos word. Ons het vir hom geskryf, het ons geïgnoreer. En nou praat hulle weer van hulle kant af, hoor ons in die media dat hulle met ons wil praat. As jy natuurlik sal ons met julle praat, reageer net op ons oorspronklike brief. Of nader ons dan formeel en dan praat ons graag om te kyk of 'n mens 'n tipe van oplossing moet kry. Maar die oplossing sal ook beleidsverandering moet wees. Kan nie net lekker gesprekke wees, voetjie speel en dan sê ons nie ons skud hand en ons weer bly na die tyd nie. Dis eintlik van nie ons by die vakbond werk nie. Die vakbond onderhandel ons, so dit harde onderhandelings en dit moet lei tot beleidsveranderings. Anders gaan nie oplossings kom nie. So jy lê nog harde gesprekke voor. Die spanning wat op die oomblik in die lug is, lei daartoe dat daar weer gesprek moet wees en dit lyk vir my asof die tydperk vir gesprekvoering weer nader kom. Ek dink dit is belangrik om nie te beklemtoon, want ek dink daar was baie propaganda die afgelope paar weke gewees oor daai eerste punt wat jy gemaak het. En dit is hoe belangrik Amerika vir Suid-Afrika is. Want die punt wat baie keer op sosiale media en plekke gemaak word deur veral ANC ondersteuners, maar dan ook
deur meer radikale groepe soos MK en EFF, en hulle doen dit selfs in die parlement, is om te sê, onthou, China is Suid-Afrika se grootste handelsvernoot, en onthou Suid-Afrika is in BRICS, so ons moet eintlik ontslae raak van Amerika. Ons moet eintlik ons rug draai op Amerika, en ons moet fokus op China en op die BRICS-lande, en daar ons oplossings gaan vind. Die probleem met die argument is dat ja, China is Suid-Afrika se grootste handelsvernoot, maar dikwels tot ons eie nadeel, want ons voer byna 2 keer soveel produkte in dollarwaarde in uit China as wat ons uitvoer na China. En ons voer na China onverwerkte produkte uit, hoofsaaklik minerale. Meer as 80% van ons uitvoere na China is nie verwerkte produkte waar baie arbeid betrokke is, waar ons waarde toevoeg tot die Suid-Afrikaanse ekonomie nie. Na Amerika is dit maar minder as 50%. Meer as die helfte van die produkte wat ons na Amerika uitvoer, is verwerkte produkte. Daar's met ander woorde, en dis wat mense die sommetjie nie reg maak nie, 'n klomp sekondêre en tersiêre bedrywe in Suid-Afrika wat almal waarde bereik, met ander woorde baie meer werkskepping wat betrokke is by ons uitvoere na Amerika as ons uitvoere na China. En in die geval met Amerika, presies die teenoorgestelde as China. Daar voer ons 2 keer soveel produkte in geldwaarde uit na Amerika as wat ons invoer uit Amerika. Groot oorskot vir ons met Amerika, groot handelstekort met China. En dan kan jy ook nog 'n stapie verder vat en vra, maar goed, kom ons gaan kyk eenvoudig na beleggings in die Suid-Afrikaanse ekonomie. 600 Amerikaanse maatskappye is aktief betrokke in Suid-Afrika, party van hulle reuse fabrieke, waarna mens kan verwys, maar dan nog baie verder as dit natuurlik, as jy net gaan kyk die hoeveelheid geld wat vanuit jou groot beleggingsfirmas in New York byvoorbeeld, daagliks in Suid-Afrika belê word, dis Suid-Afrikaanse aandelemarkte en op ander maniere. Jy kan dit nie eens vergelyk met die beleggings wat uit China uit in die Suid-Afrikaanse ekonomie kom nie. So, ek dink is belangrik dat ons daai argumente moet teenwerk om jou by die Kusato argument wat jy nou maak uit te bring, om te sê, vra net eerlik die vraag, as ons dan nou ons rug moet draai op Amerika, wat gaan die impak hiervan wees? Wat gaan die gevolge hiervan wees? Waarskynlik honderde duisende werksverliese. Dit gaan regtig honderde duisende wees, en daarom maak ons daardie onderskeid tussen die grootste en die belangrikste handelsvernoot. Ja. Amerika is ons belangrikste handelsvernoot en ons moet dit verstaan. As ons intree vir Suid-Afrika by Amerika, wat ons presies dit gedoen het, en dit was eintlik heeltyd die paradoks gewees. Ons het ingetree vir byvoorbeeld AGOA, want ons kon dit voorsien. Die ANC het sterk mannetjie gespeel, en hulle het eintlik gesê, ons het nie die Weste nodig nie. Julle is net pro-Westers, ons is nie pro-Westers nie. Ons is ook Westerlinge, maar dit gaan nie oor pro-Westers, dit gaan oor werk, dit gaan oor mense, dit gaan oor ons mense hier. En ons tree in dit ook vir ons lede, vir die gemeenskap, vir die land. En dit is die paradoks hierso. En dan skree hulle hoogverraad. Hoogverraad. Die werklikheid is, jy verraai 'n land indien jy jou rug tree op jou belangrikste handelsvernoot. En nou is die vraag, hoe moet ons dit nou hanteer? Waar moet ons op pad? Uit 'n solidariteit hoogpunt moet ons vir mekaar sê dat ons sal nou moet begin werk na verskillende scenario's toe. Die eerste scenario wat ons hard aan moet werk is dat AGOA moet voortgesit word en ons moet binne AGOA bly. Dit is ons eerste ding. Ons het al hard daaroor gepraat, ons het al onderhandel daaroor, ons het ook nadat ons teruggekom het uit Amerika alreeds in korrespondensie gewees met Amerika, met die Amerikaanse ambassade, met die konsulaat, verskeie vergaderings gehad met die een oogpunt om dit reg te kry. Maar die ironie is, Suid-Afrika is ons grootste vyand hier. Nie Amerika nie. Dis nie Amerika wat sê, dat luister, ons wil nie 'n verhouding met julle staan nie. Die Amerikaners sê vir ons wil julle sien as 'n handelsvernoot. Ons wil graag, ons het verlede keer ook daaroor gepraat, dat ons is 'n gesofistikeerde ekonomie, ons is die toegang tot Afrika, hulle wil graag in 'n verhouding met ons staan, maar dan sê hulle, maar waarborg dan ons waarborg ons eiendomsreg, gee ons toegang sonder raswetgewing, en hulle sê, moenie ons nasionale sekuriteit bedreig nie, moenie ons bondgenote aanval soos byvoorbeeld Israel. So dis wat hulle vra asseblief, maak dit vir ons moontlik om 'n verhouding met julle te hê. Ja. En so dis die eerste ding. Die tweede ding wat ons dan moet voorberei is om te kyk indien AGOA nie voortgeset word nie, of as ons uitgeskop word, is daar moontlikhede van bilaterale ooreenkomste. Ja. En die derde ding wat ons dan moet doen is daar nie bilaterale ooreenkomste wees nie, kan daar bedryfsooreenkomste wees. En dit is alles wat ons dink heeltyd op die oomblik, hoe kan ons die ekonomie red? Hoe kan ons die werk red?
Die ANC dink, hoe kan ons dit keer? Hoe kan ons poste doodmaak? Hoe kan ons die ekonomie doodmaak deur roekelose beleid? Deur sterk mannetjie te speel teen jou belangrikste handelsvernoot, deur te sê nee, ons gaan nie. Op die oomblik is hulle is ons grootste struikelblok. So ons is nou by Solidariteit besig om 'n totale, ons noem dit sommer 'n werkbeskermingsprogram, ons wil hom nog bekend maak met 'n mooi naam en alles, waarin ons al hierdie goeders vervat, waar ons dan ook 'n klomp ander goeders doen om seker te maak as die regering nou roekeloos is en ons mense se werk bedreig, wat kan ons doen om vir hulle in te tree om seker te maak dat ons hulle werk beskerm deur ander dinge ook. Ons het die werkplatform, deur geleenthede in Afrika na te kyk. Deur byvoorbeeld poste en geleenthede in Amerika, Europa, Engeland te skep waar mense hier kan bly en daar kan verdien. Ons is besig met 'n totale omvattende plan. Dis alwaaroor ons dink. Ons het navorserswerk op hierdie oomblik daaraan. Maar die regering self is eintlik besig om ons te saboteer. Ja. Terwyl ons sê ons tree in ons land, ons tree in vir ons mense en ons sê vir die regering doen dit net ten minste asseblief. Ja. Ja, kyk, nog 'n week voor die nasionale uitvoerende komitee van die ANC vergader, presies 'n week voor dit, het die sekretaris-generaal Fikile Mbalula gesê Amerika is skynheilig, neokolonialisties, het so 'n lys van name in 'n nuusbrief genoem, jy weet, en dan 'n week later kom die ANC. So hulle stuur verskillende syne uit, jy weet. Ek dink en in daai selfe week wat hy Ja. gedoen het, praat ons met die ambassade hier in Suid-Afrika, Ja. toevallig hier in ons kantore hier. Die Amerikaanse Die ambassade. Amerikaanse ambassade en ons sê vir hulle asseblief, moet ons nie uitskop nie. Ja. En dan sê hulle vir ons, maar kyk daar. Maar kyk nou. Kyk wat sê Fikile. Ja, presies. En kyk wat sê julle voormalige ambassadeur by ons. Kyk dit. Ja. Dit maak dit verskriklik moeilik. Ja, ek hoor die argument van mense en ek dink dit is belangrik om dit te verduidelik, om te sê, ja, maar mens kan nou nie die ANC vertrou nie. Hoekom wil jy nou met die ANC praat, jy weet? Kyk wat het al in die verlede gebeur en ek hoor dit alles. Maar ons het 'n rede hoekom ons met enigiemand praat. En 'n rede hoekom ons sedert die krisis met Amerika nou op 'n spits gedryf is, en ek wil net weer eens sê, ek dink dit is baie belangrik vir mense om te verstaan, hierdie krisis het nie ontstaan die dag toe Donald Trump in die Withuis ingestap het 20 Januarie nie. Ook toe ons daar geland het. Glad nie. Ons het die eerste spore opgetel. Solidariteit het die eerste spore al 3 jaar terug opgetel. En ons het dit gekommunikeer. Ons was hier in Suid-Afrika in die media om te sê, ons kom van Washington af, daar's 'n kriewelrigheid. Die ouens is ongelukkig oor die reaksie op die oorlog in Oekraïne, later die saak met Israel, militêre oefeninge saam met China, opleiding van Chinese vegvlieëniers. Daar's baie redes. Dit 3 jaar was die getuienis so versprei gewees. Maar die oomblik toe Donald Trump 'n uitvoerende bevel onderteken begin Februarie, het ons gesê ons is bereid om te praat. En ons is steeds bereid om te praat. As mense sê nee, maar julle kan nie met die ANC praat nie. Dis 'n fout. Hoekom praat ons met die ANC? Kyk, Jaco, daar's nie twyfel daaroor dat hulle kan nie vertrou word nie. Daar's vir my nie 'n kwessie daaroor nie. En die finale bevestiging vir my daarvan, ek het dit al lankal geweet, maar die finale bevestiging vir my was die verbreeking van die Bella-ooreenkoms by Netlek. Daar het die president self gewys, hy het 'n mandaat gegee, en hy het gewys jy kan nie vertrou word nie. Die werklikheid is wel dat hulle is nog steeds die grootste politieke party. Hulle beset omtrent al die ministerie's van mag. Hulle beset die strategiese poste en daarom moet jy met hulle ook praat. Dit beteken nie nou gaan ek my uitlewer aan hulle. Nou vertrou ek hulle. Nou gaan ek sê okay, ek steun nou net op hulle nie. Maar dat jy hulle moet mee praat, jy moet hulle beïnvloed, maar dan moet ons ook vir mekaar sê. Ons gaan onsself nie onderwerpe stel ons toekoms aan die uitkoms van daardie gesprekke nie, en daarom het ons onsself benadering. Daarom doen ons dinge, daarom bou ons instellings, daarom sê ons moet self verantwoordelikheid vat, want ons sê ons wil nie uitgelewer wees aan die staat nie, maar ons moet ook in gesprek tree met die staat, en ons moet ook in 'n spesifieke verhouding met hulle staan. Ons kan nie net eenvoudig los daarvan staan nie. Ongelukkig lewe ons in 'n staat. En die staat het sekere goeders wat hy moet doen, en jy moet maar in interaksie tree met wat druk ensovoorts, op een voorwaarde. Jy moet jouself nie in afhanklikheid van hulle plaas nie. Ja.
Iets anderste wat ons ook nie doen nie, is om toe te laat om geïntimideer te word nie. En daar is maar die afgelope weke voortdurende intimidasieveld, toch verlede week nog, het die minister en die presidentsie eintlik in 'n sin ons bietjie in 'n media-konferensie probeer intimideer. Maar mens laat dit ook nie toe nie. Ons is uitgesproke oor die feit ons het reg om internasionaal te skakel, ons gaan voort daarmee. Goeie kontakte in Amerika, ons bly met die Trump-administrasie skakel, ons gaan in Europa skakel, ons gaan in ander Afrika-lande vir jou skakel. Ons het die reg om dit te doen. Ons gaan dit verskerp. Ja. Die ding is, onthou, ons het nie, dis nie onwettig om dit te doen. Ons doen niks onwettig. Om die waarheid te sê, so jy gesê jy het 'n reg om dit te doen. Jy mag dit doen. Om die waarheid te sê, jy het 'n plig om dit te doen. As jy sien maar dinge loop verkeerd en jy sê jy besoek internasionale druk, Suid-Afrika is 'n oop ekonomie en jy sien maar jy's besig om goed verkeerd te loop, dan moet jy mos intree vir jou land. Dis die regte ding om te doen. Dis die regte ding om druk te plaas, om beleidsverandering teweeg te bring wat eintlik vir die land en nie net vir ons gemeenskap. Goed, dis nie alles wat ons vra. Daar is nie enkele ding wat ons vra wat op die ou net vir ons gemeenskap goed sal wees nie. Indien ons rasewetgewing uitgeskop kry wat ons regtig moet doen, is dit goed vir die land. Die land sal eintlik so sig van verligting slaak as hier nie meer rasinmenging is in Suid-Afrika. En as ons se eiendomsreg moet beskerm word, dan skielik kan sê die ekonomie, aha, ek het weer self, dis goed vir die ekonomie. So dit beteken dus, ons tree in vir die land, en daarom doen ons dit, en ons moet dit doen, en ons gaan aangaan daarmee, en jy is heeltemal reg, ons laat ons nie intimideer nie, maar dit beteken nie, dat ons is nou oordrewe sterk mannetjie, en ons gaan nou nie, sê maar, ons het julle nie nodig nie, ons gaan amper maak dit wat die ANC oor Amerika doen nie, nee, maar natuurlik, ons praat met julle, ons praat met almal. Ja. Nou, een van die positiewe goeders, een van daardie dinge waarmee ons reeds al 'n paar jaar besig is om oplossings te skep in Suid-Afrika is opleiding. Ons het in die vorige episode van hierdie potsending gepraat oor die reuse oop dag by Akademia. Ek dink 4000 mense wat daar was. Ons het verlede week gepraat oor daai pragtige ambagsdag wat daar by Soltech plaasgevind het. Maar die goeie nuus bly net kom, ek vat die onlangse aankondiging dat daar volgende jaar klasse aangebied word by die nuwe Akademia kampus in die Parel. So dis 'n groot en positiewe uitbreiding. Daaroor, ek wil hê jy moet iets daaroor sê, maar dan ook BKO, Bo-Karoo opleiding, waar jy onlangs besoek afgelê het, wat ook wonderlike momentum toon en ook 'n verskil maak in jong mense se lewens. Ja, dit was lekker geweest. Ek was by die Bo-Karoo opleiding, hulle is al op Orania. Rekordgetal inskrywings hierdie jaar, beplan volgende jaar nog 'n rekordgetal. Hulle beplan om amper te vervierdubbel in die volgende 3 jaar. Ek sit daar 'n auditorium is gepak. Daar die jong gesigte blink in die oog. Hulle is daar vir opleiding. Hulle sê hier is ons gaan vir ons 'n toekoms skep. Dis wonderlik geweest. So dit was lekker. Ek was sommer geïnspireer. Ek moes hulle gaan inspireer toe ek wegkom, dus ek geïnspireer. En dis is nuwe opleidingsinstelling wat maar nog 'n paar jaar bestaan. Ja, dis splinternuut. Behalwe dit het ons nou in die Parel gaan Akademia kampus neersit. Begin alreeds volgende jaar daarmee, baie opwindend. Die Solidariteit Help in Hand Opleidingsinstituut. Ek was so 2-3 weke terug by hulle funksie vir hulle nuwe eerstejaars rekordgetal inskrywings. Jy het verwys na Akademia rekordgetal en dan weet jy wat is ook lekker is dat die Solidariteit Help in Hand Studiefonds het 'n rekordgetal of bedrag uitbetaal hierdie jaar 61 miljoen rand. Sure. Maar die punt wat ek net wil maak is dat ons het hierdie tweeledige strategie. Aan die een kant plaas ons druk op die regering want ons wil graag beleidsverandering hê. Ons wil hulle veg waar dit moet. Aan die ander kant bou ons laat dit klap. En die kombinasie tussen veg, beskerm ons mense in die werksplek en bou, veg, beskerm, bou is 'n kragtige antwoord vir die krisis en onsekerheid wat op die oomblik in die land is. Absoluut so. Dirk, baie dankie. Dit bring ons aan die einde van vandag se episode Veg, beskerm en bou. Ons gaan aanhou daarmee. Volgende week vertel ons julle weer 'n bietjie meer oor hoe ons dit elke week doen.